Wanneer skilders 'n uitbeelding maak van Jesus Christus, dan is dit gewoonlik daardie skildery wat iets van die kruis verteenwoordig. Jesus se gebroke liggaam wat aan die kruis hang. Ander skilders teken weer, verf weer daar waar Jesus besig is met 'n wonderwerk. Bittermin word daar 'n uitbeelding gemaak van Jesus wat as mens op aarde woon en wat gebroke is. In 1951 het Fritz Eigenberg met hout hierdie uitkerwing gemaak van Christ of the Breadline. Hier in hierdie ry waar daar gestaan en wag word by 'n sopkombuis waar daar gestaan en wag word vir brood, is die middelste figuur 'n uitbeelding van Jesus Christus wat gebroke is, wat maar ook 'n doek of 'n kombers of iets rondom hom het. Dit is nogals 'n vreemde uitbeelding van Jesus. Dit is anders as die ander wat ons ken as daardie bekende prente, wat ons sommer kan uitken en weet dat dit iets verteenwoordig van Jesus Christus. Maar hierdie laat ons ook dink, wanneer ons in die epifanie tyd is, die tyd wanneer ons dink aan Jesus Christus wat saam met ons in die wêreld leef, Jesus Christus se tydperk op aarde, dan besef ons dat Jesus ook hier saam met ons lewe. En dat Jesus nie net daar by ons is wanneer dit goed gaan nie, maar ook daar wanneer ons dalk in die ry staan en wag. Wanneer ons verby 'n groep mense ry wat op die straat staan en bedel na kos, dan is hierdie uitbeelding juis vir ons daardie herinnering dat Jesus by hulle ook is. Mag jy vandag rondom jou kyk en die verskillende scenario's en die verskillende omstandighede in hierdie wêreld en in hierdie land van ons sien. Nie een persoon by wie jy verby stap of by wie jy verby leef of ry nie, het dieselfde omstandighede as jy nie. Hulle het wel ander omstandighede, maar Jesus Christus is ook daar saam met hulle. Mag ons absoluut bewus wees dat vandag in hierdie lewe Jesus Christus saam met elke een van ons is.